Wonderlike Hemelvader, ons dankie dat ons in hierdie môre by mekaar kan wees in u wonderlike naam. Baie dankie vir u kosbare Heilige Gees, wat die trooster van die hemel is, wat ook in ons harte kom woning maak het, en vir ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en vir ons lei in die volle waarheid. Here, baie dankie vir elkeen wat vanmôre hier is, wat die begeerte deur u Gees in hulle harte het om saam te kom vir aanbidding, en dat ons nou u wonderlike woord kan open en daaruit kan lees en daaruit onderrigting kan ontvang. Ag Here, ons dink maar so aan die Emmausgangers in Lukas 24. Altyd 'n besondere gedeelte om te lees toe. U met hulle gepraat het, sê die Bybel, hulle harte was brandende in hulle binneste. En ons weet, Here, dat ons as leraars maar eenvoudig is. Ons is beperk in ons kennis, maar dankie dat u Gees ook u woord lewend maak in harte en dat harte brandende kan wees oor die waarheid van u woord. Ek dank u, Here, vir elkeen wat vanmôre hier is. Ons neem nie vanselfsprekend aan dat hulle hier is nie. Ag dierbare Here, dis u Gees wat dit in hulle gewerk het, en ook baie dankie vir elkeen wat gegee het vir u saak. Dierbare Here, dit is so dat u elke blymoedige gewer liefhet, en daarvoor dank ons u dat u vir ons gee sodat ons op ons beurt weer kan gee vir u werk en vir u saak. En ag dierbare Here, ons vra nou dat u verheerlik sal word in hierdie gemeente. Die doel van hierdie gemeente, die stigting van hierdie gemeente, Here, is nie om maar net skeef te trek en eie sinnig te wees nie. U weet die jare van worstelinge, en u weet die stryd waardeur ek gegaan het, en saam met my vrou gebid het en gevra het vir wysheid, en u het bepaling beskik dat dinge in hierdie rigting sou beweeg. En daarom eer ons u dat u op die weg vir ons baan, en dat soveel dinge so vinnig in plek geval het, soveel so dat ons amper eintlik nie eens kan byhou nie. En daarom eer ons u, Here, as die een wat self u kerk in stand hou, en self u gemeente in die lewe roep, en self u woord in harte lewend maak. En daarom bid ons nou, Here, dat u dit stil sal maak in ons harte, dat u vir ons 'n rustigheid en 'n kalmte sal gee, en dat ons vanmôre ook sal uitroep daar in ons binneste, spreek Here, sodat ons kan luister. Baie dankie dat u die dwaasheid van die prediking gebruik om die wat glo te red. Dankie dat u eenvoudige mense soos ons roep en toerus, en ons eer u daarvoor. Maar Here, alles gaan oor u en u naam en u eer. En dis waaroor ons saam is, om lof te bring aan die koning van die konings, aan die Here van die leerskare. Baie dankie, ons kan hierdie dinge bid in u naam. Ons dankie ook vir hulle wat ingeskakel is vanmôre op Facebook. Here, hulle wat ingeskakel is om te luister na u woord, sal u elkeen baie ryklik seën, dit vir hulle maklik maak om te luister, en dat u in alles verheerlik sal word. Ons bid dit met danksegginge. Amen. Nou ek gaan u nooi om die woord van die Here oop te maak by Handelinge, die 17de hoofstuk. Nou soos reeds vir u aangekondig, gaan ons vereers net oggenddienste met u hanteer. Volgende, of na die bevestiging, gaan ek weer met u aangaan na die reeks Openbaring. Dan gaan ons bietjie klaarmaak met die boek Openbaring, want daar is nog 'n hele boek Psalms wat gepreek moet word, en dan nog die res van die Bybel. Nou, ek het gister 'n boodskap geluister van 'n man wat sê dat hy by die ondergrondse kerk was, en toe hy vir hierdie mense vra, hoor hierso, wat wil hulle graag hoor? Toe sê hulle, nee, hulle wil net graag bietjie meer hoor rondom die woord. Hulle het op die grond gesit, 60 mense in een vertrekkie. Hy sê geweldig klein, en hy sê hy het begin, en 8 ure later, hy sê toe sy klaar, 8 ure. Toe dink ek vir myself, dis geweldig wanneer 'n mens dink aan hierdie mense wat nooit die woord gehoor het, hoe honger hulle vir die woord van die Here is nie. En u moet nie bekommerd wees nie, ek gaan nie 8 ure preek nie. Die gedagte wat ek maar net vir u wil deurgee, is ons heeltyd sal vra, Here, gee my 'n honger en 'n dors na u woord, dat ek meer sal leer van u, vanuit u woord. Luister vriende, selfs dit wat ek vanmôre preek, moet u gaan ondersoek vanuit die skrif. Dis die doel van hierdie gemeente, dat u studente van die woord sal wees. Ons nie maar net klakkeloos sal glo wat mense vir ons sê nie. Daar is vandag baie mense wat vir ons sê, so sê die Here. En ons moet vir onsself die vraag afvra, het die Here werklik gesê? En kom ons kyk na die gesindheid van hierdie gemeente in Handelinge 17, ons lees daar die 14 verse saam. Toe het hulle deur Amfipolis en Apollonie gereis en in Thessalonika gekom, waar 'n sinagoge van die Jode was. Die sinagoge was maar die Joodse plek van aanbidding. Baie belangrik vers 2. En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte, en het uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan, en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, is die Christus. Ek wil net 'n onderbreking maak, sien u wat die doel van prediking is? Hy het uitgelê en hy het aangetoon uit die skrifte wie Christus is. Dis die doel, dis die hoofdoel van prediking. Vers 4, en sommige van hulle is oortuig en het hulle by Paulus en Silas aangesluit,
ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke en 'n groot aantal van die aansienlikste vroue. Maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring deur 'n volksoploop te bewerk. En hulle die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Maar toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu: "Die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier gekom en Jason het hulle ontvang. En hulle almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus." En hulle het die skare in opskudding gebring en ook die stadsowerhede wat dit gehoor het. Maar toe hulle van Jason en die ander genoegsame waarborg ontvang het, het hulle hul losgelaat. Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berea weggestuur, en toe hulle daar kom, het hulle waartoe gegaan? Na die sinagoge van die Jode. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword en van die aansienlike Grieke 'n groot aantal vroue en manne. Maar toe die Jode van Thessalonika verneem het dat die woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare daar ook opgesweep. Die broeders het Paulus toe dadelik weggestuur om in die rigting van die see te gaan, maar Silas en Timoteus het daar gebly. Kosbare gedeelte in God se wonderlike woord. Nou as u die boek Handelinge bestudeer, sal u sien die stigting van die kerk van die Here Jesus na die uitstorting van die Heilige Gees en hoe hierdie gemeentes dan ook bedien is met die wonderlike woord van die Here. Nou iets seker afgelei wat die teks in oordenking sal wees, die 11de vers, en hierdie mense was edelmoediger. Dis nou die mense in Berea was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Ek wil vanmôre met u praat oor die gedagte, kom ons volg hulle voorbeeld na. Nou vriende, ek het gedink om vanmôre hierdie boodskap met u te deel, omdat ek nie volgende week Sondag gaan preek nie. Dominee Martyn de Wenier gaan my kom bevestig in die gemeente, so hy gaan die boodskap waarneem, en hier is die man die aanloop tot die stigting dan van die gemeente, om bietjie vir u te sê wat die aanloop was, en ook die rede en die doel van die stigting van hierdie Berea Christen gemeente. Nou ek wil begin deur die gedagte net vir u te noem, vriende, dat ons met hierdie vraag deur die eeue getuister is, naamlik, wat is waarheid? As ons na mense luister en as ons in ons alledaagse gesprekke met mense praat, dan vra mense die vraag, wat is waarheid? En die meeste reken dat waarheid relatief is. Met ander woorde, jou waarheid is joune en myne is myne, so ons almal is gelukkig, ons almal is bly en ons almal is tevrede. Vriende, almal kan nie reg wees nie. Die moslems kan nie reg wees en die Christene nie. Een van die twee moet reg wees en ons moet by die bron van waarheid uitkom om te sien waar kry ons die antwoord van waarheid en hoe ons ook dan die Here in waarheid moet verheerlik. Nou as u in die Bybel gaan lees, was daar 'n man met die naam van Pilatus. Nou dis 'n man met baie vyande gewees. Want nadat hy Jesus skuldig bevind het, het hy sy hande gaan was in onskuld. Is dit nie maar tipies van die mens nie? Ons wil altyd onskuldig pleit, terwyl daar skuld in ons lewe is en eintlik uitroep om vergelding. Maar Pilatus kom met die Here Jesus in gesprek en hy sê vir hom, is u dan tog 'n koning? Johannes 18:37. Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Dis kosbaar as 'n mens hierdie gedeelte begin bestudeer, dat Pilatus die vraag aan die Here Jesus vra, wat praat oor dat hy die waarheid is, en van die waarheid kom getuig het, vra hy vir hom die vraag, wat is waarheid? En wat vir my treffend was, is dat die waarheid van God staan voor Pilatus, en Pilatus sien dit nie raak nie, want u sien, hierdie man Pilatus was so geabsorbeer met homself en met sy posisie en sy status en sy mag, dat hy vergeet het, dat hy nie gesien het, dat hy nie verstaan het, dat die Heilige Gees ook deur die getuienis van Christus
hom trek en hom roep nie. Jy sien hier die vraagtuister mense reg deur die eeue, en het menigte al in 'n maalkolk van dwaling en onsekerheid laat beland, terwyl die waarheid reg onder ons neuse is. Luister, soos Pilatus of Jesus voor Pilatus gestaan het, so kan ons ook vanmôre sê dat die Here deur sy waarheid nou in ons midde is. Die Bybel is nie Jesus nie, maar die Bybel is God se waarheid wat getuig aangaande die Here Jesus, wat vir ons leer daar in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en ek is die waarheid en ek is die lewe. Luister, daar is een weg, daar is een waarheid en daar is een lewe. Dit is in Jesus Christus te vinde. Ag, daar is baie mense wat deur baie eeue arm gedruk het oor hierdie waarheid, maar vriende, as ons kyk na wat die woord van die Here vir ons leer, en as ons kyk na die betroubaarheid van die Bybel, soos ek so tyd terug daaroor gepreek het, kan ons met sekerheid sê dat die man wat voor Pilatus gestaan het, God wat mens kon word het, Jesus Christus, van die waarheid getuig het, en hierdie waarheid is in die Bybel vir ons opgeteken. Johannes 8:32 kom die Here Jesus, en hy sê vir sy disippels, en julle sal die waarheid ken. En wat sal die waarheid doen? Die waarheid sal ons vrymaak. Het jy al vir mense 'n leuen vertel? En nou loop jy met daardie leuen. En jy dink by jouself, ek hoop nie, hulle vang my uit nie. Jy word naderhand 'n slaaf van daardie leuen wat jy vertel het, tot daar 'n dag aanbreek, en jy na die mense toe stap en te sê, luister, ek het vir jou gelieg. En ek wil jou vra, vergewe my, en wat gebeur? Jy voel net hoe hierdie swaar pak van jou skouers afrol, en dis presies wat die Here Jesus vir ons sê, ons kan met baie dinge besig wees, maar die woord van God is die waarheid wat ons vrymaak. Ek het vanmôre 'n wonderlike getuienis gehoor van een van die dames wat hier by ons is, wat vertel, sy het hierdie week in gesprek met iemand gegaan, en die vrou het vir haar gesê, luister, die kerk waarin ek is so onseker van dit, en daar die opgewondenheid om vir haar te leer en te wys uit die woord, dat die woord van God die waarheid is. Jesus kom in Johannes 17 vers 17, en u sal onthou, dis die hoëpriesterlike gebed. Hy sê in 8:32, hulle sal die waarheid ken, Johannes 17:17, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Vriende, hierdie Bybelboek wat ons vanmôre in ons midde het, hierdie kosbare boek wat in jou huis is, en ek begin bietjie maandag met 'n kort oordenkingsreeks wat handel oor hoe om God se woord te bestudeer. Die belangrikheid van die krag van God se woord, want dit is lewendig en is kragtig en is skerper as enige tweesnydende swaard, en dis die waarheid wat van die hemel getuig aangaande die Here Jesus Christus, die bron van waarheid waarin ons ook lewe en lewe in oorvloed geniet. Nou vriende, kom ons kyk met dit in gedagte na die gemeente in Berea. Hoe het hulle by die waarheid van God se woord uitgekom? Hoe het hulle in hierdie waarheid bly groei en bly staan? En ons sien in hierdie gedeelte 'n paar gedagtes wat vir ons genoem word. Die eerste plek wat ek onder die aandag wil bring is, hierdie gemeente in Berea was edelmoediger en het die woord met alle welwillendheid ontvang. So die vraagstuk van waarheid word beantwoord ook in hierdie kosbare gedeelte in Handelinge 17, wanneer ons kyk na die gemeente in Berea, wat die woord van die Here met alle welwillendheid ondersoek het, om by die waarheid uit te kom, om in die waarheid te wandel en God so te verheerlik. Kom, ek gaan gou vir u lees wat staan in Handelinge 17 vers 11. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle die woord met alle welwillendheid ontvang. Nou hierdie woordjie edelmoediger beteken noble-minded. Dit was mense wat opreg was en opreg geluister het, opreg belang gestel en opreg gehoor en ag gegee het op God se woord. Met ander woorde, hulle was ontvanklik vir die woord van die Here. Ek wil vir u sê, daar is sekere mense, jy kan hulle niks leer nie. Hulle weet alles van alles, en as jy vir hulle sê oor hierdie saak, sal hulle vir jou sê, maar hoorie, kom ek sê gou vir jou hoe dit werk, en dan kom jy by hierdie saak uit, en hulle sal jou presies vertel hoe hierdie saak werk, en ook by die Bybel werk dit so. So in die eerste plek, wat moet ons doen as gemeente? Wat moet ons doen as kinders van die Here? Ons moet noble-minded wees. Ons moet sê, Here, spreek, dat ek kan luister, dat ek ondersoek kan instel, en dat ek u kan verheerlik. Ons sit nie hier met 'n kritiese gees, en dink by onsself, maar luister, ek wonder wat daai kanaal vir ons gaan vertel. Hy is eintlik werkloos. En hy moet op die einde van die dag nie hier kom en vir ons kom sê wat ons moet doen nie.
Dit moet nie die gesindheid en gedagte wees nie. U moet nie by jouself dink en reken dat ek dink ek weet alles en dis hoekom ek nou die gemeente begin het nie. Glad nie. Vriende, oor tyd begin 'n mens die skrif ondersoek en daar's sekere waarhede wat tot jou hart spreek en jy besef ek moet 'n verandering maak in my lewe en baie keer word die verandering vir jou gemaak. En die wonderlikheid is dat God verheerlik word. Daarom vanmôre kom na hierdie gemeente met die gesindheid van Here, ek wil ontvang dit wat u deur u woord tot my hart wil spreek, terwyl ek gaan ondersoek instel of hierdie woord die waarheid is. U sien, hulle was nie beter wetig, eie wys en eie sinnig nie. Hulle begeerte was na die waarheid en hulle het geluister met 'n geoefende oor om dit wat gepredik word te onderskei en die waarheid te ontvang. En ek wil nie vanmôre krities klink nie, maar ek kom agter dat baie mense wat bely hulle behoort aan die Here die Bybel nie lees nie. Ek verstaan nie waarom nie. As jy behoort aan die Here en jy is gered uit genade, wil jy graag meer leer van die een wat jou uit genade kom red het. En soos jy die Bybel bestudeer, so gaan jy meer onderskeidingsvermoë dan ook hê. Wanneer daar gepreek word, om dan ook te sê, ek hoor wat die prediker sê, en dit kom nie lekker ooreen met die Bybel nie. Dit kom nie lekker ooreen met wat God se woord vir my vanmôre of gister of eergister gesê het nie. Wat is jou taak dan? Om dan die woord van die Here te gaan ondersoek. Jy sien, hierdie gesindheid van hierdie gemeente in Berea het ook gelei na die absolute waarheid van God se woord. En daarom wil ek begin by hierdie gedagte dat ek met 'n edelmoedige hart sal luister na die woord en dit met welwillendheid sal ontvang, met 'n gesindheid van openhartigheid om te sê, Here, ek wil graag meer leer van u. En u roep predikers om ons te onderrig. Soos die Here ambagsmanne daar stel en die Here argitekte daar stel en die Here sekere mense stel, dokters en tandartse, vra vir Win, en as daar nie 'n tandarts was hierdie week nie, was hy in groot moeilikheid gewees. Die Here stel elke mens in sy plek en so ook die leraar, maar die leraar se taak is om wat te doen? Sy opinie te gee? Om sy tradisie of sy gedagte oor te lewer? Nee, om die woord te verklaar binne die konteks waarin dit staan. As 'n argitek met 'n kas vol, wat is dit nou, gereedskap aankom by 'n plek, en hy wil vir 'n persoon 'n mooi gebou teken of iets, wat gaan ons dink by onsself? Hierdie ou moet miskien by 'n motorhawe wees en in 'n kar gaan werk, want die gereedskap hoort by hierdie tipe van werk, en dieselfde met 'n prediker. Ons kan nie na die gemeente toe kom met ons gedagte en idee nie, want dan is ons besig om u te mislei, en nie op die weg van waarheid nie. Ek wil u vanmôre oproep wat Jakobus 1:21 sê. Hy sê, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang. As ek vir jou iets gee, dan ontvang jy dit. Hy sê, ontvang dit met sagmoedigheid, die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Nou hierdie gaan nie net oor redding eenmalig, dat ek gered word uit genade nie. 'n Kind van die Here is iemand wat deurgangs groei in die verstaan van sy redding. Nadat u tot bekering gekom het u gegroei? Is u besig om nog steeds te groei? Begin God se woord vir jou al hoe meer verstaanbaar word? Verseker. En dis presies wat Jakobus sê, aan die een kant die negatief doen afstand van, aan die ander kant ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van die Here. 1 Tessalonisense 2 vers 13. Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Nou as ons kyk na die woord van die Here, vriende, moet ons eerste gesindheid wees om te buig voor die Here en te sê, Here, leer my uit u woord. Deur u gees, die gees van wysheid, dat dit my deel sal wees om te verstaan wat u in u woord sê. So, die vraag vanmôre is, met watter gesindheid ontvang jy die woord? My gebed vir hierdie gemeente is, dat ons die woord met 'n edelmoedige hart sal ontvang. Die tweede gedagte, hulle het elke dag die skrifte ondersoek. Ek lees vir u wat staan daar, in Handelinge 17:11, dat hulle die woord met alle welwillendheid ontvang het, en dit elke dag ondersoek het om te kyk of dit so is. En ek het hier geskryf op my notas, wie was die prediker gewees?
Paulus. Nou, ek staan nie eens in Paulus se skaduwee nie, vriende. Hy was 'n briljante teoloog. Hy was 'n man van God gewees. Hy was 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie. En hierdie gemeente luister na hom en hulle sê, Paulus, baie dankie vir die boodskap. En hulle het huis toe gegaan en hulle die skrifte ondersoek. Hulle het gaan seker maak of dit wat Paulus gepreek het, die waarheid is. Ek verstaan nie hoe mense deesdae net glo wat predikers sê nie. As jy die televisie aansit, het daardie prediker sy waarheid. As jy by hierdie kerk kom, het die prediker sy waarheid. En ek wil vir u sê, daar is een fundamentele waarheid, is dat God na hierdie aarde gekom het. Hy het 'n volmaakte lewe geleef. Hy het 'n kosbare dood gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar. Hy gaan kom om ons te kom haal en die skrif leer ons van hierdie God. Hy is nie soos ons nie, hy kan nie met ons vergelyk word nie. Daarom moet ons die skrif ondersoek. Hierdie woord elke dag is die woordjie daily. Jy kry 'n koerant met die naam van Daily Mail. Dis nou nie hier by ons nie. Dis daar oor die waters, nê? Elke dag kry jy ou nuus. God se woord is elke dag nuwe nuus. Kosbaar nou vir ons tyd en vir ons situasie. Daily beteken happening or being every day, done day by day, bestowed or enjoyed every day. Die gelet, bestowed or enjoyed every day. Ek gaan nie aan die Bybel en dink vir myself, ag, genade. Hierdie ou het gesê ek moet die Bybel elke dag ondersoek. Kom ek kry dit net klaar, dat ek net kan aangaan met my lewe nie. Daar moet 'n blydskap wees. Man, dit moet 'n opgewondenheid in my hart bring om te hoor wat God uit sy woord vir my wil sê. Dis daily labor. So dit kos ook bietjie energie van my kant om te dink wanneer ek lees. Ek weet nie van u nie, maar dikwels as ek lees, as ek hier by die 6de vers kom, dan kom ek agter, maar luister, jy weet nie eens wat in die eerste 5 verse staan nie. Want jou gedagte was op 'n heel ander plek. En dan begin ek maar weer voor. En ek vra Here, help my dat ek my gedagte gevangene sal neem. Met ander woorde, daar moet iets wees wat daagliks in my lewe na vore kom as 'n kind van die Here, naamlik om die skrif te ondersoek. Nou hierdie woordjie ondersoek, vriende, is die woordjie anakrino in die Grieks, wat eenvoudig beteken properly to scrutinize. Met ander woorde, om hierdie geskrifte ondersoek, om hom uitmekaar te haal. Nou, ek wil vir u sê, as jy kyk na die jong kinders en Calvin en Regard was maar dieselfde, dis maklik om 'n ding uitmekaar te haal, né? Dis om hom weer terug te sit. Nou die hele gedagte hier is om werklik die woord uitmekaar te haal en te sê, Here, ek wil ondersoek, ek wil sien wat u vir my wil leer. Dis to investigate. Nou ek het 'n vriend wat 'n privaat speurder was. En dan kontak hom en sê hulle vir hom, luister, ondersoek hierdie saak vir ons, en dan begin hy dan, volg hy hierdie leidraad op en daardie leidraad, en hy bring al die gedagtes later by mekaar, en dan word daar 'n saak afgehandel deur die inligting wat bekom is. Dit beteken dat ons ook die skrif moet ondersoek. We must investigate, interrogate, vra. Hierdie week gaan u hoor in my Bybelstudies, ek gaan vir u sekere klomp vrae gee om te vra. Vra wanneer jy die Bybel lees. Vra vir wie word geskryf en waarom skryf Paulus hierdie geskrif en wat is die doel en wat is die konteks en wat is die breër konteks, en ek dink dan sal ons nie vinnig op 'n dwaalweg beland en van die kruis en van Christus en van sy verlossing iets goedkoop maak nie. Dit is belangrik dat ons vrae sal vra wanneer ons die woord lees. Dat ons sal onderskei, to discern, examine, to judge, to search. Ek wil vanmôre vir jou vra, as jy ook een, wat soos die Berea gemeente gaan opstaan en sê, Here, ons wil elke dag die skrifte ondersoek. Hulle daagliks, elke dag vir dag die skrifte ondersoek, deeglike ondersoek ingestel, vrae gevra, ja, genoegsame tyd met God se woord spandeer, want hulle wis daarin is die waarheid van God te vind. Die Here sê al reeds in die Ou Testament in Deuteronomium 6, hy praat met sy volk en hy sê in die 6de tot die 8ste vers, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Wat moet jy doen met dit? Jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan, ook moet dit as 'n teken bind op jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Dit was sekere goed wat die Jode gedra het in daardie tyd, en dis 'n praktiese implikasie. Die Here sê, soos julle hierdie goed gedra het, en dit sekere praktiese dinge uitgebeeld het, so moet God se woord ook deel van julle mondering wees, deel van julle lewe wees, en
Hoor die belangrike gedagte, jy moet dit jou kinders inskerp. Ek wil vanmôre met die paas hier praat, en as jy nie meer 'n man het nie, met die maas, as jy kinders op huis het, maak tyd met jou kind vir die woord van die Here. Hou huisgodsdiens, onderrig jou kind in die woord. As jy hom nie gaan onderrig in die woord nie, sal die vyand hom onderrig in die boosheid waarin sy hart hom stuur, en hy sal sondig, en hy sal nie staande kan bly in hierdie krom en verdraaide geslag nie. Die woord van die Here is by magte deur God se Gees om ons lewens te verander en te vernuwe. Daarom moet ons die woord in ons hart bære. Ons moet dit ons kinders inskerp. Luister, die realiteit is aan die einde van hierdie lewe is daar 'n hemel en daar is 'n hel. En ons is op een van hierdie twee paaie. En as jy nie vanmôre omgee vir jou kind nie, wil ek jou vra, vat die Bybel weg van jou kind. As jy nie omgee oor sy ewige of haar ewige siel nie, moenie die woord vir hulle gee nie. En moenie die dag, as jy voor God staan, en hy sê, gaan weg van my, vra, terwyl jy die woord in jou midde gehad het, en ek die woord gehad het, en ons daaruit kon leer nie. Ek dank die Here vir die genade oor die jare wat ek die 3 seuns groot maak, en dis nou Calvin se beurt, waar ons sit om die woord, en ek sê vir hom, luister, en ek gaan vra. En dan luister hy, en hy kan nie meer die vrae beantwoord, soos met paad gelees oor genade en liefde nie. Daar moet nou spesifiek gesê word, hoekom? Want onderrigting in die woord skerp jou in die waarheid, sodat jy kan onderskei tref, wanneer die leuen na jou kant toe kom en sonde kan identifiseer. Daarom sê die Here vir Josua in Josua 1 vers 8, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy jou weer voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Jy moet so 'n bietjie die statistieke gaan kyk oor hoeveel minute spandeer 'n prediker 'n dag aan voorbereiding en gebed. Jy sal geskok wees. Die meeste predikers reken, die Here gee dit aan sy geliefde in die slaap. Daarom lê die Bybel op hulle bedkassie. Want terwyl ek slaap, sal die Here vir my kom leer, en ander gebruik weer die vers wat sê, dat op daardie dag gaan ek nie weet wat om te spreek nie, maar moenie bekommerd wees nie, die Heilige Gees sal jou onderrig. In daardie oomblik wat jy moet spreek. Nee, as jy te lui is om voor te berei, gaan die Gees jou aan niks herinner nie. Dan gaan jy vir 15 minute niks sê nie, en mense gaan wonder, wat sê jy, en jy gaan wonder, en dan gaan jy sê, let's praise and worship. Die Gees is hier, hy werk hier, kom ons aanbid hom. Spurgeon vertel op 'n stadium, het hy gehoor van die predikers, wat nie regtig voorbereiding doen nie, hulle doen nie ondersoek in die skrif, soos hierdie leier Josua moes doen, en ons as leraars en u ook moet doen nie. Hy sê, en hy besluit die môre, hy gaan ook op die Gees vertrou om vir hom 'n woord te gee. Nou moet u onthou, hy het soos vir so 6000 mense op 'n slag gepreek. En hy staan daar so op die kansel, en hy hou so die trappie vas. Nou die trappie is, jy hou nie vas aan daai trappie omdat jy moeg is nie. Jy bid en jy's benoud. Want jy weet jy gaan nou voor 6000 mense staan, en hy bid en hy sê, Here, gee my net 'n woord. Hy sê, Here, jy gee vir ander ouens 'n woord, en gee my net 'n woord, en hy sê al wat hy hoor hier in sy gedagtes, Spurgeon, you lazy. Spurgeon, you lazy. Hy sê, hy het nog nooit weer, van daai dag af, tot die dag van sy dood, het hy op die kansel gaan staan, sonder om hierdie wetboek te bepeins nie, om het te oordink, sodat hy iets kan hê om verander te sê nie. Psalm 1 vers 1 tot 3, ek gaan nie alles vir u lees nie. Vers 2 sê, maar sy behaag is in die wet van die Here. Wie se behaag is in die wet van die Here? Hulle wat rein is voor die Here. Hulle wat gewas is in die bloed van die lam. En as ons die wet van die Here oordink, dag en nag, sal ons wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Ek het hierdie week 'n baie interessante preek geluister van een van die gereformeerde ouens. En ek dink dit was Godfrey gewees, of Sinclair Ferguson, een van die twee, maar hoe dit ook al mag sy. En ek by hierdie gedagte uitgekom en het gesê, wat is die eerste ding waaraan jy dink, as jy aan niks dink nie? Met ander woorde, as jy in jou nothing box kom, nou die mans het so 'n plek, ek weet nie van die vrouens nie, ons is baie keer net so, ons staar net so voor ons uit, en dan vra jou vrou jou goed, en jy registreer nie, en jy weet nie, en dan sê sy later vir jou, ek het vir jou gesê, dan sê jy het nie. En julle moet nou pas op, as hulle begin video's neem, van die bepaalde incident. Maar die gedagte is net is,
Wat is dit wat eerste in my hart na vore kom, as daar nie baie belangrike dinge anders is om oor te dink nie? God se woord. As ons werklik studente van die woord is, sal ons alles doen, omdat God se woord ons hele gedagte eintlik in besit geneem het. Ons sal dinge aanpak op 'n manier wat God verheerlik. Daarom, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, en as daar niks anders is om oor te dink, dink ek nog steeds oor God se woord. Dis die eerste ding wat in my gedagte opkom, wat wil God vir my sê in sy woord? Belangrik dat ons sal sien in die derde plek en die laaste plek, die doel waarom hulle geluister en die skrifte ondersoek het. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, hulle die skrifte ondersoek om te kyk of hierdie dinge so was. Of hierdie dinge so was. Watter dinge? Dit wat Paulus gesê het aangaande Christus. Sy geboorte. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy die saak in jou hart uitgemaak, dat Christus gebore is uit die maagd Maria. Jy moet hierdie saak in jou hart vasmaak. Hy is nie gebore uit 'n jong meisie, soos van die nuwe vertalings vir ons sê nie. Hy is gebore uit 'n maagd, omdat die Heilige Gees Maria oorskadu het. God het mens kom word. Hy het 'n sondelose lewe gehad. Is u oortuig in die hart daarvan, dat u verlosser 'n sondelose lewe geleef het? Luister, hy het 'n eenmalige, volkome dood gesterwe, sodat elkeen wat die naam van die Here aanroep, gered kan word. Is u in u hart seker dat u alles glo rondom 'n pad van heiligheid? Met ander woorde, na redding moet ek in die proses van heiligmaking God verheerlik. Of dink jy by jouself, as u gered is, dan is ek okay. Ek het 'n brandpolis uitgeneem, ek sal daarom eendag vrykom voor die troon. Ek sal net my polis indien, Here, ek het daarom 'n oorgawe gemaak aan u, vergeet daarvan. Dis hoekom ek elke dag die skrifte ondersoek om te kyk of hierdie dinge so was. Wat gebeur met iemand wat gered is? Daar is 'n lewe van heiligheid. Daar's 'n lewe van toewyding aan die Here Jesus Christus. Ons lees daarin Matthew Henry se kommentaar, en hy sê hierdie volgende. Hy sê the doctrine of Christ does not fear inquiry, advocates for his cause, desire no more than that people will fully and fairly examine whether things are so or not. Wat probeer Matthew Henry vir ons sê? Nou, hy is al baie honderde jare dood. Maar hy probeer vir ons sê, ons moet die skrif ondersoek, ons moet seker maak wat gepreek word, en ons moet nie bang wees as mense ons bevraagteken oor wat ons glo nie. Luister, 'n kerk wat sê, jy raak nie aan my oortuigings nie, of jy ondervra my nie oor sekere goed wat ek glo nie, dan moet rooi ligte vir jou aangaan. As jy aan iets glo en in iets glo, en sê die Bybel sê so, bewys vir mense uit die Bybel dit wat jy glo is die waarheid. Is dit nie presies wat Petrus sê nie? Dat ons met sagmoedigheid dan getuienis moet gee aangaande ons geloof wat in ons is. Ja, ons het nie altyd al die antwoorde nie. Maar naarmate ons die skrif ondersoek, is daar meer antwoorde, en mense kan ons enige tyd vra, waarom glo jy in God? Waarom glo jy in Christus? Waarom glo jy aan die plaasvervangende dood van Jesus? Waarom glo jy aan 'n liggaamlike opstanding? Waarom glo jy aan 'n oordeel, waar die lewende en die dode geoordeel sal word? Vra my vra oor waarom ek glo wat ek glo. En daarom hoop ek ook in die jare wat kom, as die Here ons spaar en hy vertoef om te kom, dat ons manne en vroue, seuns en dogters van die woord sal wees. Ek geniet die vrae wat mense my vra. Op selfoon gereeld stuur Eva vir my boodskap en sê hierdie mense vra dit, oor dit. Dan begin hulle sommer daar by Adam en Eva. En baie keer eindig hulle by die draak in Openbaring. So nou die Adam en Eva was nie die draak in Openbaring nie, dit moet jy weet. Maar die gedagte is, man, net vra en sorg dat jy weet wat jy glo. Hoor dit sê een van die groot skrywers. Hy sê, truth does not mind being questioned. A lie does not like being challenged. Luister wat ek vir u sê. Ons kan nie net vir mense sê, ek glo wat ek glo nie. Ons moet hierdie waarheid wat in ons binneste is, vasmaak, sodat ons, wanneer mense ons vra, hulle kan antwoord. En as jy nie dadelik die antwoord het nie, vir hulle te sê, gee my net 'n kans, ek gaan ondersoek instel, maar ek gaan jou antwoord gee, want God se woord gee vir ons antwoorde oor dit wat dan tot ons ewige heil dan dien. As mense in 'n leuen vasgevall is en jy vra hulle vra, wat is die eerste reaksie? Opstandigheid. Hulle is kwaad vir jou.
Hulle sê, hoe durf jy ons bevraagteken? Wie gee jou die reg daartoe? En daarom vra ek u asseblief Sondag na Sondag, luister wat ek preek, vra, ons ondersoek die skrif en ons kom by 'n antwoord uit. En nou wil ek vir u iets sê wat miskien u so 'n bietjie ongemaklik gaan laat voel. Daar is sekere dinge waaroor ons kan verskil. Maar dit mag nooit fundamentele dinge wees nie. En ons gaan bietjie een of ander tyd 'n boodskap daaroor bring. Wat is fundamentele goed en wat is dinge waaroor ons mag verskil? Spreuke 2 en ek gaan nou afsluit. Spreuke 2 vers 1 tot 5. Ek kan hoor as die mense vir my sê, my nou begin klaarmaak. Hulle maak uit so by stoel. Dan weet ek die stoel sê vir my, dis nou tyd om klaar te maak. So ek gaan nou nie passies hiervoor uitvoer nie, ek gaan probeer klaarmaak. Spreuke 2 vers 1 tot 5. My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, sodat jy jou oor laat luister na wysheid, jou hart neig tot verstand, ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek, soos na silwer, en dit naspeur soos verborge skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan, en die kennis van God vind. Want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand. Nou wie van u was al by 'n goudmyn? Of waar hulle goed dan ook uit die grond haal? Hulle sak af in daardie skag, daar is sekere toerusting wat hulle gebruik. Dis 'n geweldige werk om daardie goud dan ook te ontgin. Die Here sê vir ons moet ook so roep na die Here en sê, Here, ek wil u woord ontgin, ek wil uithaal uit u woord, wat tot seën en stigting vir my sal wees, maar ook tot heil vir ander mense. Onthou net een ding, ons studeer die woord nie net vir onsself nie. Jy en ek is op hierdie aarde geplaas met een doel, is om ander vir Jesus Christus te wen. Daarom is dit noodsaaklik dat ons na die insig sal roep. Na 20 jaar in die bediening sê ek vir die Here, ek weet nou amper minder, as ek geweet het die dag tot bekering gekom het. Die dag as jy gered word, dan dink jy, luister man, ek is reg vir almal. Ek sal 'n groot moslim aanvat, ek sal 'n boeddhis aanvat, ek sal almal aanvat en vir hulle vertel van Jesus. En dan vra hulle jou so 2 of 3 vrae, dan sit jy daar dan, man, ek wil net vir jou sê. En dan is daar later 'n groot argument en jy verstaan nie. Daarom wil ek jou vra, roep na insig. Vra vir wysheid, want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand. Gaan die Here met jou praat en vir jou sê, hoorie Gerard, dis wysheid en dis kennis en dis verstand. Nee, deur sy woord, soos jy tyd neem, soos jy ontgin, soos jy lees, soos jy bestudeer, kom die gees van wysheid en hy leer jou en hy onderrig jou. 2 Petrus 1 vers 19 tot 21. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Nou vriende, ek gaan nie veel hieroor sê nie. Ek dink ons almal weet wat in Suid-Afrika aan die gang is. Ons het beerdkrag op 'n redelike gereelde basis. Soos nou die dag sit ek en een van ons kyk vir mekaar en die volgende te sien ons mekaar nie. En dit was nie die wegraping wat plaasgevind het nie. Dit was Eskom wat weggeraak het. En wat doen jy dan? Dan soek jy 'n lampie. Jy soek 'n liggie. En as daar die klein liggie en daai groot vertrek aangaan, dan sien jy waar jy moet loop en waar jy moet gaan. Die Bybel sê vir ons, die woord is so. Hulle het elke dag die skrifte ondersoek om te kyk of hierdie dinge so was. So in 'n donker wêreld, 'n postmodernistiese wêreld waar waarheid relatief is en waar mense sê jy kan nie meer onderskei tussen 'n seun en 'n dogter nie. Hulle moet self besluit wat hulle wil wees. Dan sê jy nee, die woord van God sê vir my, God het man en hy het vrou geskape. Dis die autoriteit waarmee ons kan deel as ons die woord ondersoek. As iemand vir my sê, man, vertel gou hierdie leuen dat ons net nie in die moeilikheid kom nie, dan sê vir hulle, ek vertel nie 'n leuen nie, want God se woord sê vir my, ek het die woord ondersoek en die Here sê, geen leienaar sal die koninkryk van God beerwe nie. Ondersoek die skrif. Daar is baie dinge wat ek vir u nog kan sê wat ek eerder vanmôre sal laat, terwille van vrede en veiligheid. Maar die gedagte is maar net dat ons in 3 Johannes 1:4 hierdie groot waarheid sien wat Johannes skryf aan die gemeente. Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Weet jy hoe breek dit jou hart as leraar? As jy hoor dat mense in jou gemeente is, maar hulle lewe in sonde.
Die waarheid het hulle nog nie verander en vernuwe nie. Dit breek jou hart as jy sien hoe huise uitmekaar uitval en huwelike uitmekaar uitval en kinders se lewens uitmekaar uitval, omdat die woord nie die sentrale plek in die huis en in die gesin het. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar's geen groter blydskap as dit, as die leraar hoor sy mense praat, dink, redeneer, vra oor God se woord nie. Dis my doel waarom ek vanmôre hier is, en nou kom ons by die slot. Waarom die naam Berea Christen Gemeente? Om u aan te moedig om daagliks tyd met God se woord te spandeer. Om nie net als vir soetkoek op te eet nie, om die skrifte ondersoek en te kyk of dit wat predikers sê die waarheid is en of dit ooreenstem met die gesonde leer. Ek wil net vir u iets sê. Jou en my ervaring is nie so sê die Here nie. Toe hierdie groot klag teen my kom en ek nou skuldig bevind is, het mense verander in mense in die gemeente gesê, maar hy sê so, maar ek het dit ervaar. Jou ervaring en my ervaring maak dit nie so sê die Here nie. God se woord is waarheid en as sy woord dit sê, dan sê ons, so sê die Here. Een prediker het onlangs gesê, hy gaan nie eendag voor God rekenskap gee, wanneer hy verkeerd gepreek het, of oor wat hy verkeerd gepreek het nie. Sy dosent sal dit moet doen. Sy professor by die universiteit sal dit moet doen. Sê ek, nee. Elkeen sal sy eie pak dra. Daarom wil ek u aanmoedig, ondersoek God se woord. Dat u ook kan sien wat die gesonde leer is. Dit wat ons dan ook daar bely, die 5 soulas van die protestantisme, dat ons seker sal maak, ons bly by die waarheid van die woord. Ek lees vir julle 'n paar versies uit Psalm 119 en dan moedig ek u aan om van môreoggend, ek gaan nou vroeër klaarmaak vandag, net 2 minute. So vir die 2 minute wat ek vroeër klaarmaak, moet u vir my beloof dat u van môreoggend af gaan luister na die 6 oordenkings oor die woord van die Here. Ooreenkoms 2 minute vir 6. Ek dink u wen. U is die wenners in hierdie saak. Psalm 119 vers 1. Welgeluksalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Vers 15. Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Hoeveel verse is in Psalm 119? 176, nee? Is ek reg? En al 176 gaan oor die woord van die Here. Ek lees vir u vers 18. Open my oë dat ek kan sien die wonders uit u wet. Vers 24. Ja, u getuienis is my verlustiging, my raadsmanne. Vers 29. Verwyder van my die weg van leuns en verleen my genadiglik u wet. Ek het die weg van waarheid verkies. U verordeninge het ek voor my gestel. Wat is die gebed van my hart vir ons gemeente? Dat u studente van die Bybel sal wees. Luister, ondersoek en moenie wegbly nie. Vra my vra. Daag my uit oor wat ek vir u leer uit die skrif. Ons redeneer daaroor, u kom drink koffie by my. En ons gesels daaroor en ons kom by die waarheid uit, sodat u met groter vrymoedigheid en dieper oorgawe die Here sal dien. Tot die groot en deurligte dag aanbreek, wanneer ons die Here sal sien soos hy is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons besef dat ons nodig het om studente van u woord te wees. As ons dink hoe Paulus in die sinagoges geleer het, en hoe die gemeente in Berea, nadat Paulus gepreek het, die skrifte ondersoek het om te kyk of dit wat Paulus sê die waarheid is, dan besef ons wat 'n groot verantwoordelikheid ons het om u skrif te ondersoek. In daardie tyd het daardie gemeente nie eens die 66 kanonieke boeke gehad nie. Hulle het maar meestal net die Ou Testament gehad en daaruit moes hulle ondersoek ingestel het en selfs daarin was hulle geskool. En hoe dikwels, Here, kla ons dat die Ou Testament vir ons te moeilik verstaanbaar is en ek vra maar dat ons 'n liefde vir u woord sal ontwikkel en dat u Gees se liefde in ons hart sal uitstort vir u woord en dat ons daardeur opgebou sal word in die allerheiligste geloof. Ag dierbare Here, ek vra vir myself en ek vra vir hierdie gemeente, Here, dat u vir ons genade sal gee, dat ons studente van die woord sal wees, en u sal verheerlik in alles, en dat ander sal hoor, dat ons by die woord van God stil geword het. Spurgeon het altyd gesê, dat as hy met sy gemeente praat, dat as hulle sny met hulle teksverse bloei,
Was vir my so kosbaar toe ek dit lees, dat ons werklik so gevul sal wees met die woord, dat ons ander kan deur die woord begelei na die verlosser en saligmaker Jesus Christus. Dat ons God sal verhoog deur ons kennis van die woord, as die alleenwyse God aan wie toekom die eer en die heerlikheid van nou af tot in alle ewigheid. Ons bid Here vir ander kerke wat u waarheid verkondig, ander predikers, ander wat u liefhet en u dien, dat u hulle sal versterk en dat u hulle gemeente sal versterk. En dat ons een van sin en een van siel in die Here sal wees, tot eer van u naam en tot uitbreiding van u koninkryk. Amen.